Goeiemôre al die refugee aspirante. Dis nog steeds vandag 15 Julie. Ek het gou 2 dinge om aan te raak. Mense vra, ek verstaan dit, nuwe mense wat kom vra, waar moet ek papiere kry om aansoek te doen vir hierdie program? Nou, dis nie papiere nie. Jy moet op die website ingaan van die Amerikaanse ambassade in Suid-Afrika. Sit in Google. American Embassy in South Africa or United States Embassy in South Africa, dan kom hulle website op. Voor op die website sal jy sien, daar is die proses wat jy moet klik en dan vat dit jou na die 11-page questionnaire toe en jy vul in en dan submit jy en dan wag jy. So daar's nie papiere wat jy invul nie. Daar's nie iets wat jy stuur na 'n e-mail toe of iemand e-mail jou die goed nie. As dit is dit fake. Jy moet dit by die website alleenlik gaan doen, by die Amerikaanse ambassade se website. As jy kyk en na wys die ding wys in proses, dan beteken jy het nie submit gedruk nie, of iets is nog kort. Gaan terug en kyk dat alles gesubmit is. En dan sal jy nie onmiddellik, jy gaan daarna wag, dan gaan jy iemand 'n foonoproep kry van Kenia af. Onthou net, mense vra my, kan ek in Amerika, ek sou op die H2A program, in Amerika aansoek doen vir die program? Jy weet mos, jy doen mos online. Jy kan nie. Want hulle gaan jou bel, hulle bel net Suid-Afrikaanse nommers. Jy moet in Suid-Afrika wees om aansoek te doen. Al is jy in Amerika en sê, maar ek kan teruggaan vir interviews, jy kan nie, want hulle gaan jou nommer bel, hulle bel jou nie in Amerika om vir jou vrae te vra vir die eerste oproepe en die eerste interview nie. Hulle gaan jou 'n Suid-Afrikaanse nommer bel. En as jy nie het nie, gaan jy nie bel nie. Dis die een ding. Die tweede ding is, ek kry nog steeds vrae elke dag, nie elke dag nie, maar gereeld. Hulle het vir my gesê ek moet hierdie een spesifieke vorm kry. Moet ek dit regtig doen, want Koos het dit nie nodig gehad nie. Ek kan nie die mense se logika glo nie, regtig. As hulle vir jou sê, kry iets, dan kry jy dit. As jy hoef nie, as jy nie wil nie, dan gaan jou case maar net op hold wees, en jy gaan later 'n brief kry wat sê, is ineligible to continue. Dis so maklik soos dit. So as hulle vir jou sê, kry iets, stamp iets, kry original copy of dit, om op Facebook of YouTube, op social media te kom vra vir mense, ek het die opdrag gekry, moet ek dit regtig doen? Jy mos almal se tyd net, natuurlik moet jy dit doen, as hulle jou vra, moet jy iets doen, jy het nie 'n keuse nie. Of dit nou 'n nuwe ding is of 'n ou ding is, jy moet dit nog steeds doen. Daar kry jy die enigste ou van al die 7000 wat aansoeke gedoen het, 'n opdrag om iets te doen, jy is die enigste een wat hy spesifieke opdrag doen, kry, dan moet jy dit doen. Dit hang af van wie jou agenda, jy moet dit doen. So mense, as jy moenie jou tyd mors om eers te vra op social media, moet ek dit doen? Jy gaan doen dit onmiddellik, want jy delay net jou eie program. Dis al vir vandag, geniet dit.